Jy luister na Alles Afrikaans met Johan Allers. Wat hier vanuit 'n verskriklike winterkoue in Nederland, Amsterdam met jou gesels. Welkom aan ons luisteraars in Suid-Afrika. Soos altyd welkom aan die Afrikaanse diaspora hier in die buiteland van Melbourne, Australië tot in Noord-Europa. As ons nou so daar Afrikaner of 'n Suid-Afrikaner oralste vind reg oor die hierdie aarde van ons. Ek het nou die dag juis gehoor van Suid-Afrikaners wat baie gewild is as onderwysers in lande soos China en Japan. So ons mense is letterlik oralste. Welkom by die program en bly ingeskakel, want ek het vandag 'n besondere gas hier in my virtuele ateljee, 'n jong man met die naam van Ruben van Rooyen. Hy laat my weet dis Ruben met 'n E, Ruben van Rooyen. Ja. Die Weskaap. Ek vermoed uit Bellville. Ruben kuier hier in my virtuele ateljee. Nou sit ek so en ek wonder nou of ek nou by hom kuier in Bellville of hy nou hier by my kom kuier in Ons kuier saam op die internet. Ons kuier saam op die internet. Lekker om te ontmoet, Ruben, welkom by die program. Ja, baie dankie. Dit is ek hou van praat, so om nog 'n verskoning te kry van praat is baie exciting vir my. Nou, Ruben, ek het jou uitgenooi op basis van 'n artikel wat ek gelees het en 'n video berig wat ek van jou gesien het op Lig, die Lig tydskrif. Dit is 'n geestelike blad. Jou artikel en jou verhaal het my dusdanig ontroer dat ek daar en dan besluit het, ek wil jou graag ontmoet en jou verhaal met ons luisteraars deel. So kom ons skop hierdie program af deur jou te vra om jouself aan ons luisteraars voor te stel. Wie is Ruben? Waar kom hy vandaan? Hoe het jy opgegroei? Vertel my so 'n bietjie oor jouself. Okay, ek is baie nervous, so ek gaan dit net sê, maar hallo. Ek is Ruben van Rooyen. Ja, ek het groot geraak of was gebore in die Kaap, raak groot in die Kaap en bly in die Kaap. So ek is 'n Kaapenaar. Ja, nee, as jy 'n bietjie wil weet van my, ek hou van sporte soos hokkie, rugby, sokker. Ek geniet wetenskap van geografie na natuurwetenskappe, na biologie. En jy weet, ek kan regtig ure lank praat oor wat ek van hou, maar om my baie lang storie op te som is ek hou van lewe en ek probeer regtig alles uit dit uit te kry. En ek is oop vir allerlei nuwe goed om te leer en te geniet en om nou vir die eerste keer 'n onderhoud te doen met Johan Allers is Allers die beste. Dankie, Ruben. Baie dankie. Wat jy nou nie gesê het nie en wat ek nou nie gevra het nie en wat ek nou nie weet nie is, hoe oud is jy en is jy nou nog op skool of is skool nou iets van die verlede of moet jy skool nog afmaak of net waar is jy nou op hierdie stadium? Jy weet wat ek het altyd gesê laas jaar, ek het gesê ek 16 going on 60, want ek is 'n 16-jarige wat 'n stokhou man was. Ek's nou 17. Ek wil graag nie sê ek 70 nie, maar ek is 17. Skool is 'n baie vreemde lang verhaal. Maar tans gaan ek probeer om my matriekjaar oor 2 jaar te doen. So ek sal so geografie, Afrikaans en ALO gaan ek probeer skryf hierdie jaar en dan die volgende jaar sal ek die res van my vakke soos skynheid, biologie en Engels. So ek probeer my skool doen, maar ons vat dit elke oomblik. Ja. Is matriek, is dit wat julle nou so daar graad 12 noem? Ja, skus. Graad 12, ja. Ja, nee, ek het verbaasend my graad 11 het ek my eerste kwartaal gedoen, baie goed gedoen. En ek het geëindig met 82% gemiddeld. Geweldig. Graad 11. So ek is geregtig om matriek toe te gaan, so ek is baie dankbaar vir dit. Mooi.
Ek het dit vir myself genoteer. Tans word tussen 800 tot 1000 Suid-Afrikaanse kinders jaarliks met kanker gediagnoseer. Dan word beraam dat die helfte van die kinders met kanker in Suid-Afrika nooit gediagnoseer word nie. Met ander ook dan dusdanig geen behandeling kry nie. Jou pad, Ruben, met kanker het in November 2022 begin toe jy met sagte weefselkanker gediagnoseer is. Ek wil jou vra om ons te vertel wat dit is en om vir ons terug te vat na die eerste gewaarwording. Ja, nee, so wat ek wil sê vir die wat luister, my onkoloog Johan Riedeman het self daai statistiek wat ander Johan nou vir my genoem het. So ja, dit is baie hartseer dat 50% van die kinders net nie weet hulle het kanker het. Ja. Maar terug na jou vraag van ja, so ek het my kankerstryd begin in November 2022. Ek het hierdie vreemde knop op my bout gevoel, my linker ene. Om 'n prentjie te gee, dink aan dit asof jy soos 'n klippie in jou skoen het en jy trap op dit as jy sit. Ja. So ja, nee, toe, ek het in die saal gesit by DF en ja, toe voel ek hierdie en ek vertel vir my ma en ons gaan na die wat is dit GP toe en scans en ek dink ek het maandag na 'n GP toe gegaan en Vrydag was ek al by my chirurg en hy het gesê omdat dit nie op 'n orgaan is of 'n baie moeilike operasie is nie. Was dit letterlik, kan ek net vra, was dit letterlik in die weefsels gewees? Yes. Ja. Ja. Ja, so dit was in my boutspier. Ja. So ek het daai die donderdag nadat ek my chirurg gesien het, hy net so my oopgesny en uitgehaal. Blykbaar was dit verskriklik maklik, so ek's dankbaar vir daai. En 'n week daarna vind ek uit ek het kanker. En my chirurg Etienne het ons so goed geguide en gesê ons het klaar als opgestel en jy gaan na Johan Riedeman by Cancer Care by Cape Gate en hierdie ou is verskriklik goed. Ek glo totaal in hom. En ons sien Johan daai maandag en ja, doen allerlei scans en ons vind nou uit my kanker wat ek het is genoem alveolare rhabdomyosarcoma. So baie groot naam en dit vat baie oomblikke om te uit te spreek. Ja. Maar dit is nou die sagte weefsel kanker wat ek nou na verwys het. Yes. So dit is so jy sal dit in maar spiere vind. Ja. En Johan het vir my gesê as ek kanker moes kies, het ek die verkeerde kanker gekies. En ek doen my eerste chemo 5 Desember 2022. So my siklus is so werk, ek noem dit 'n groot chemo. So dit is 6 ure se 3 verskillende goed. Ja. En dan so ek aand by die hospitaal oorslaap en dan ontslaan en dan die volgende week doen ek 'n kleintjie wat net so 'n uur vat en dan weer daai week daarna 'n kleintjie. Ek het daai ritme vir die hele 2023 gedoen met allerlei probleme intussen in jou immuunstelsel wat jy noem neutropenies gaan, so dit is wanneer jy nie 'n immuunstelsel het nie, is baie gevaarlik. Ja. Hoe kan jy in die hospitaal sit? Ja. En Johan en so baie ander mense, hy werk met die wêreldsarkoma forum. Ja. En die nuclear tannies wat so slim is en op het my radiasie mee gehelp. En ek het 16 November 2023 het ek
my klok gelei. Ek het 27 chemos gedoen. As jy die video kyk, kan jy hier agter my sien daai ding wat soos 'n klok lyk. Mhm. Mhm. Daai is ek het 'n klippie elke keer wat ek 'n chemo klaar gemaak het gekies. En die ding was ons het nie afgetel nie want daar kan meer chemo bygesit word. So ons het Ja. opgetel. En ek het 27 gedoen. Ek het daai klok 27 keer gelei en ek was in remissie. Dit het nie lank gehou nie. Ek was vir 4 maande. Elke 4 maande sou ek scans doen. So my 4 maande van remissie wanneer jy nie chemo doen nie en jy lyk skoon op die scans, het ek totaal en al geniet. Alles gedoen wat ek kon en ek het graad 11 geniet. En April hierdie jaar 2024 word ekskuus, jammer, ek is in 2025, ons is in 2025, ekskuus. En ja, ek word herdiagnoseer, ek relapse en hierdie keer was dit baie moeiliker. Ja, So ek wil jou ek wil net daar ekskuus. stop. Ek wil daaroor praat met jou 'n bietjie later. Weer Ekskuus. teruggaan na die begin van dit alles. En laat ek dit so aan jou motiveer. Toe ek 'n klein seentjie was, ek deel my klein storieetjie, minuskiel klein met jou. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek so iets op my bors gegroei. En dit was 'n lelike puisieagtige iets geweest. Ek sal nie ander woorde kan vind om dit te omskryf nie. En ek onthou ek het eers as 'n klein kind het ek die woord kanker gehoor. En in my kop as klein kind het ek die woord kanker geassosieer met wat hier op my bors sit. En dit het my so beangstig gemaak dat ek dit van my ma en my pa weggesteek het. Ek het dit toegemaak, niemand kon dit sien nie. En ek is vandag 67 jaar oud. So ons praat letterlik van 60 jaar terug. Ek kan tot vandag toe nog byna die angs voel wat ek gevoel het toe ek 'n kind was. So die woord kanker alleen het hierdie impak. En miskien dramatiseer ek dit nou. Maar het hierdie gevoel in my, hierdie angs in my losgelaat. So neem my nie kwaadlik as ek weer terug wil gaan daarna toe nie. Die eerste diagnose, die eerste hoor van die woord kanker. Wat tref jou liggaam? Wat tref jou hart? Wat tref jou gevoel, jou menswees? Toe ek my knop op my bout gevoel het in die saal, het ek dink ek het 'n week gegaan, dink ek, sonder dat ek vir enigiemand vertel het. En ek kan nie onthou wat. Ek hou van inligting. Het ek net vir myself gesê, ek voel asof ek net gou sommer vir Dr. Google moet vra, wat kan hierdie miskien wees? Ja. En soos wat jy sê, het ek die woord kanker gehoor. En ek glo jou heeltemal dat die angs verskriklik angstig gemaak het. En ek was soos nee, ek sê veronderstel om hierdie te doen nie. Hoekom het hierdie nou gebeur? Ja. Ek vertel vir my ma dit en sy was heeltemal besig om te fokus nie. En later daai aand, toe sê sy, wat is hierdie ding wat jy nou vir my vertel het? En toe sy nou voel, dis hy soos nee, Ruben, ons moet dokter toe gaan vir hierdie. Ja. En vir hoe lank lê jy nou al met hierdie ding op jou bout wat jy nou jou so week miskien, dink ek. Ja. En toe was dit maar daai maandag wat ons na die GP toe gaan, hy stuur my dadelik vir bloedtoetse en 'n sonar en toe was die sonar technician, toe roep sy die radioloog in homself dit te doen. En klokke het afgegaan in my kop, maar ek het maar optimisties gebly. En toe ons by die chirurg kom en hy sê hierdie kan miskien kanker wees, maar daar's ander goedjies wat hierdie kan wees. Ja. Was ek soos, okay, hierdie is nie goed nie. Ja. En ons sny die ding uit
En in my kop is dit soos, okay, my pad is klaar. Ons het hierdie kanker uitgesny. Ek het nie veel geweet van hoe kankerbehandeling werk nie, maar ek het verstaan wat kanker was. Ja, Ek het 'n vorige wat is dit belangstelling in immunology. ja, ja, Um en ja, toe ons chirurg, my chirurg sê dis kanker. Dit was jy ek het nie heeltemal verstaan wat hy bedoel nie. Hy het nog want hy het gevra toe hy dit sê, toe vra hy wil jy die foto's sien van die operasie? En ek sien ek dink my ma was besig om te huil langs my en ek was soos, o, okay, ek sou die foto's wil sien. ja, 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 En ek gaan aan en ek dink toe ons klaar maak met Etienne en ons stap uit, ons maak daai glas deur toe sak ek neer. ja, En wat ek net vir my ma gesê het was is my ma en my pa. Wat ek vir hulle gesê het was dit is soos alhoewel ek nou kanker het ek 'n populêre siekte gekies. ja, sure. Daar is genadiglik so baie navorsing, so baie behandeling, so baie mense wat bereid is om te help dat ons gaan nie ingegooi word alleen en daar's geen hulpbronne nie. Ja, ja, En toe ons nou dit was how en ons kom by die huis en my suster sit daar by die glastafel klaar besig om te huil want sy het klaar geweet. Sy het in haarself gesê die is kanker, maar sy wou nie vir my sê nie. ja, Baie huil gedoen en ek onthou die ding wat ek wou gedoen het daai aand was ek het gesê ons moet Forrest Gump kyk. Die Forever Optimist. Daai was 'n baie moeilike naweek, want dit was na die Vrydag ja, en daai Maandag sien ons nou my onkoloog Johan. Hy's verskriklik positief. ja, ja, Maar hy kan ernstig wees en Ja. hy het dag 1 vir my gesê Ruben, ek gaan jou lank leer ken. Hierdie gaan maklik 10 jaar kan wees. So asseblief moenie my dokter noem nie, noem my Johan. En hy het ook vir my gesê die dag wanneer ons moet ophou met chemo, gaan ek vir jou sê. En daai eerlikheid het my verskriklik rustig gemaak. ja, Want ek moes nie nou worry oor as hierdie nie werk, moet ek nou opgee? Ek weet Johan gaan dit vir my sê en dit sal my op die einde my besluit wees, maar daai het my rustig gemaak. En wat vir my baie gehelp het was om die woord kanker te sê, ja, om ja, daai mag net 'n bietjie sagter te maak. ja, Want ek dink ek sou miskien 3 keer die woord kanker gesê het voor my diagnose. Want dit is 'n groot woord. Dit is hierdie angsbevange, ek weet nie. ja, angswekkende woord, ja, Dankie. Angswekkende woord ja, wat niemand oor praat nie. ja, Dis die ja, En toe ek net begin meer dit sê, het dit begin rustiger maak en ek het myself net gesê, Ruben, jy is nie kanker nie. ja, ja, Ruben met kanker. ja, So die mindset om jou gedagtes reg te maak, gaan wêreldse verskil kan maak. net die gedagte dat jy al in staat is om daai woord te tem vir jouself, dink ek al is 'n geveg gewen in die proses. Seker reg as ek sê ek vermoed dat sodra die diagnose gemaak is en dit sink in jou binnekant in en die woord kanker gaan sit in jou kop, dat op daai oomblik jou hele wêreld verander en 'n ander Ja, nee. Aan die een kant is dit jy's dankbaar dat die onkologie span so wat is dit effektief werk en vinnig werk. Aan die ander kant is dit soos 'n golf wat konstant jou kap en jy kan skaars jou kop lig vir lig. Ja.
Ja, ja. dat jy voel en onthou, hierdie is splinternuwe goed. Jy weet skaars hoe om jou kanker se naam te sê. Ja, ja, ja. Onthou ons Johan moes dit neergeskryf het vir ons Ja, en hy ja. verduidelik en dit vat 'n oomblik om te vang, maar dit is jou hele wêreld is verander. Jy sê dit eintlik nou self al dat jy is ek gaan nou weer 'n Nederlandse woord gebruik, kontinu, aanhoudend, sonder ophou Hmm. besig met die kanker, besig met die ding op jou bout. Dat dit by jou bly die hele tyd. Dit is dis 'n ding. Dis baie moeilik om af te skakel, Ja, daai af te ja, skakel. ja, Veral met my, met my diagnose was dit nou ek het die protokol vir die VDC gedoen, vincristine, dactomycin en cyclophosphamide. En daai ding is maar die weeklikse chemo. Ek dink jy doen so 3 siklusse en dan kry jy ek dink 'n 3 week afperiode. Maar daar's altyd 'n volgende afspraak waartoe jy moet gaan, 'n volgende ding wat jy moet doen. En die realiteit vir baie pasiënte, selfs nadat hulle klaar gemaak het met hulle chemo protokol, is jy gaan nog ten minste 5 jaar van scans en check-ups en toetse. Ja, daar gaan oomblikke wees wat jy kan vergeet, maar dit is deel van jou. ja. En dis baie moeilik. Dit definieer min of meer alles Ja. wat jy doen en alles wat jy is en alles wat jy dink. Net hierdie vraagie nog en dan gaan Ja. ons het gesê ons gaan 'n bietjie na musiek luister. En jy het 'n paar musiekkeuses vir my deurgestuur. Net een vraagie voor ons na die musiek gaan luister. Hoe reageer jou omgewing teenoor jou vanaf die oomblik wat die lyn getrek is, die diagnose gemaak is, jou skool, jou skoolmaats, jou onderwysers, jou omgewing. Ek sou wou dink dat almal trek hulle asems in. Hmm. Almal staan net so 'n bietjie versigtig op hulle tone. Hoe gaan die omgewing met jou om? Jy noem dit die groot K. Ja, ja, En ongelukkig is mense maar bang. ja, Die hoeveelheid mense, ons het daai ek het my Vrydag my eerste diagnose gekry. En Saterdag stuur ek nou die boodskap vir allerlei mense. En die hoeveelheid mense wat so op hulle tone probeer trap het om my. ja, En wat ek probeer altyd vir hulle verduidelik as mense daai wat jy nou vra, is ek is steeds Ruben. ja, 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 ek het 'n diagnose, maar asseblief hanteer my dieselfde. ja, ja, Maar miskien 'n ekstra bietjie meer liefde. ja. Dit op hierdie oomblik benodig Mooi, ek dit. mooi meegenomen, ja. Ja, nee. So dit is veral onder die my vriende, jong mense. Ek het 'n hele klompie vriende verloor, nuus gemaak, maar dit is maar op en af. Ja, ja, Hierdie ja. hierdie persoon onthou van jou, praat ons vir 'n tydjie en dan is jy maar vergeet dit. Dis Ja. moeilik. Ja, en jy moet dit en dit is ook goeters wat jy dus moet meeneem want ek verstaan dit ook 'n bietjie, maar daar is 'n stigma en dit is belangrik dat 'n mens daai stigma dink ek moet probeer weghaal. Ek dink dis belangrik om dit miskien te sê en dit klink dom om te sê is dis nie aansteeklik nie. Seker regte ding nou hier want ek dink dit is waar daar tog Ja, nee. Ja, nee, ek onthou nee, ek onthou een van die mense waar ek het langs hulle gesit in ons skynat klas. En hy vra vir my, Ruben, is hierdie kanker nou aansteeklik? Ja, Ek sit langs hom sonder 'n masker ja, en ek sê vir hom, hierdie is nie aansteeklik nie. As dit Ja. aansteeklik was, gaan ek definitief nie naby jou sit nie. Ja. En dit is omdat dit so iets is waaroor jy nie praat. Jy Ja. noem dit die groot K wat ek haat. Ek het vir my skool gesê moenie weer 'n post maak en sê Ruben het die groot K nie. Asseblief, noem dit kanker. is dit nie ook omdat daar
byna, en nou sê ek dit baie versigtig, rondom kanker byna 'n soort doodsklok vir mense hang, nê. En Ja, nee. dat daarop gebaseer dan hierdie beangstigheid rondom mense wat kanker het, wat eintlik 'n behoefte mm, het aan gewoon liefde en deernis en begrip. dis baie moeilik vir mense om te praat oor dit Ja, en selfs moeiliker om te praat terwyl jy besig is met behandeling. ja, ja, So moenie sleg voel nie, ja. asseblief. Vra is vry. Baie Of dankie dat jy dit sê en ek waardeer dit, en nie net vir myself nie, maar ook vir die luisteraar. Ek gaan jou wel hier onderbreek om 'n stukkie musiek te dis reg. speel en dan kom ons terug na die gesprek toe. Jy het 'n keuse gemaak vir Prophet, die groep. Pragtig. Ja, En jy het gekies vir Houtkruis en die gevra 2003 verwerking. 2003 verwerking. Ek het gaan kyk, ek het gaan soek en ek het gaan luister. Pragtige voorstel. Kom ons luister na Houtkruis, die 2003 verwerking deur Prophet. Kom ons luister. Dit was Houtkruis, die 2003 verwerking van Houtkruis deur die groep Prophet, soos versoek deur my gas Ruben van Rooyen. Ruben is in 2022 met sagte weefselkanker, die wetenskaplike woord is vers te groot vir my om te probeer uitspreek, gediagnoseer. Hy het elke week vir 'n volle jaar lank chemoterapie ontvang. Chemoterapie, ek weet nie eens presies hoe om die woord korrek uit te spreek nie. Wat presies is dit? Dit breek of vermoor selle wat baie vinnig verdeel. So in jou liggaam om te groei, dan gaan jou selle onder die ding genoem mitose en hulle verdeel in twee. Party van ons selle, byvoorbeeld ons hare en ons naels, verdeel verskriklik vinnig. Ja, En een van die kenmerke van kanker is hulle verdeel baie vinnig. ja, En hulle probeer so groot as moontlik dadelik raak. So chemo, so jy neem dit nou in, die ongelukkige realiteit is jou kanker kan byvoorbeeld hiberneer en net ophou verdeel. O, ekskuus. En hallo Tulila, my hond is hier. Ekskuus. En nee, sy jammer. Ek hoor vir Tulula op die agtergrond, laat haar. So jou kankerselle kan besluit om nie te verdeel nie. Ja. Dan kan jou chemo nie dit doodmaak nie. So dit is wat Johan vir my verduidelik het is dit is hoekom hierdie goed gewoonlik ten minste 6 maande, 'n jaar, 2 jaar is. Is dit kan vinnig reageer en jou volgende scan lyk skoon. Ja. Dan kan hy een sel wees wat net wegkruip. Hy staan net stil. In die oomblik wat daar nie meer chemo is nie, verdeel hy. En dit is heel waarskynlik wat met my gebeur het. So dit is maar die realiteit waarmee jy moet face wanneer jy chemo doen is. Wat gebeur met jou fisiek? Wat ervaar jy fisiek tydens die proses en wat doen dit aan jou liggaam nadat jy die chemo ontvang het? Ja, nee. So soos baie mense al seker weet, is chemo, elke persoon ervaar dit anders. Ek het die normale goed soos braking. Dit sal so 2-3 dae wees. En dan is dit net naarheid, so jy kan nie regtig iets eet nie. So ek sal byvoorbeeld 'n week gaan sonder om regtig iets te kan eet. So 'n salty crack is maar die ding wat ek sou eet vir 'n dag. Maar ek sal probeer vloeistowwe inneem want ek het al die een keer gedehidreer, so ek moes weer hospitaal te gaan. En byvoorbeeld met my vel is verskriklik sensitief. So ek sal verskriklike uitslag te kry. Ek het al in die middel van winter gesit sonder 'n hemp
voor die vuur want ek kan nie 'n hemp dra nie want my vel is net so seer. Ja, ja. En dan ongelukkig die realiteit is hierdie chemo breek ook ander dele van jou liggaam af. So jy word konstant gemonitor met weeklikse bloedtoetse basies om jou lewer en jou niere te toets en jou immuunstelsel. En byvoorbeeld een van my goed genoem is cyclophosphamide. Dit breek jou ek dink as jy blaas as ek reg onthou. So dit is hoekom ek moes oorslaap by die hospitaal. Ek moes 18 ure van mesna kry. So dit is so baie goedjies wat jy doen hierdie ding, nou moet ek 3 ander goed drink om daai te beskerm. Ja. En basies elke week of elke keer wat jy chemo doen, kan jy anders reageer. Partykeer het jy 'n allergiese reaksie vir iets. My vel slaan partykeer uit. My ma sê ek's basies soos 'n swanger vrou want my cravings wat sy noem verander konstant. Een dag is ek lus vir avos, die ander dag soek ek sjokolademelk. Dit is maar die realiteit. Ja. En ongelukkig jy kan nie baie goed ingaan met hierdie persoon het daai chemo gedoen. Dit is min of meer wat ek kan ervaar. Ja. Dit is 'n goeie manier om na dit te kyk, maar jy moet nie dit verwag nie. Vertel my van wat gebeur met jou emosioneel? Emosioneel is dit hel. Om te weet, byvoorbeeld soos wat ek nou hier sit. Ek weet ek het so klein, ek dink so 3 by 3 cm kanker wat in my sit. Ja. Dit is besig om allerlei goed te doen. En daai angs van jy weet nie of hierdie horribale, aaklige ding wat jy besig is om te doen, eens te werk nie. Ja. So daai is baie sleg, maar die emosionele ding vir my was jou hele lewe verander. Ja. Ek het hokkie gedoen, ek was by die skool, ek was dit, ek was baie aan die gang. En nou moes ek stop. En ek moes my hele dag in 'n bed byvoorbeeld lê vir weke aan een. Ek is geïsoleer. Daar's partykeere wat jy moet alleen wees. Want my immuunstelsel soos wat ek genoem het is basies 0. So selfs my ouers kon nie in my kamer kom nie. Ek kan nie vriende sien nie en die baie harde realiteit van jong mense met kanker is if you're out of sight, you're out of mind. So daar is hier en daar hierdie sterretjie wat ek sal sê my klein engeltjies, soos my buurseun Marlo wat ek noem my klein broer wat so baie by my was. En dit is so 'n emosionele ding want jy het gepraat van daai doodsklok. Dit is nie meer as jy kanker het, is dit 'n doodstraf nie, 'n doodsvonnis nie. Maar jy weet nie wat in daai volgende scan wat jy gaan doen. Ja. Jy praat self, jy skryf self van jy battle. Jy gebruik die woord battle. Jy sê jy battle konstant om nie te huil, né? Ja. Ek onthou daai woorde. Ja, nee, dis 'n baie ware ding vir my. Ek is maar baie openlik oor my emosies. En soos byvoorbeeld ek sou nou maar sê die afgelope tyd is maar baie emosioneel vir my. En jy weet, daar's kere wat ek al gehuil het en dan sê ek vir my ma, jy weet, ek kan nie vir jou sê hoekom is ek hartseer nie. Ja. Dan sê sy net vir my, Ruben, jy gaan deur so baie goed gaan verkeerd. So dis dit al daai emosie wat probeer uitkom. En as iemand luister en hulle het kanker, asseblief huil. Ja. Huil het my so baie gehelp. Ek voel al droog. Die droogte is al by my. En dit is baie moeilik want jy soos nou, ek kan oor so baie goed hartseer wees. Ek sukkel met my vriende, ek's moeg, ek is seer,
my duim voel seer. Maar wat ek probeer fokus op is, wat is die ook die goeie goed wat ek het? Ja, Ek het my hond, ek kan met jou praat. Ek dink dit is so belangrik om te praat oor kanker met van jong mense en dit is 'n ja, realiteit. ja, En dit is 'n sektor wat vergete is. Jy het ja, jou pediatriese onkologie en jy het net jou normale onkologie. ja. Maar daar's 'n groot leemte en ek onthou toe ek my eerste diagnose kry en ek gaan soek na op. Hoe vertel ek vir mense as ek kanker het? Hoe moet ek Ja, hierdie navigate? ja. Daar's so min. Daar's so min inligting vir ons. Is dit ook vir jou goed en positief en soms belangrik om hieroor te praat? Dit is ek self hou van om te praat. Mhm. Ek dink jy kan daai agterkom. Ek het altyd van mondelinge gehou en public speaking en vir my is dit ook 'n manier om my gedagtes en my emosies uit te spreek en dan kan ek bietjie beter verstaan. Ja, Ek het 'n wonderlike sielkundige en partykeer het ek het iets wat fout is. En soos wat ek aanhou praat oor goed, dan is ek besig om beter myself te verstaan. So ek baat baie ook hier uit. Dis vir my lekker. Ek gaan definitief later uitpaas en dit ja, gaan emosioneel ja, baie ja, uitputtend ja. wees. Maar op die ou einde is dit vir my lekker en goed. En een van Kom die ons goed wat ek baie kom ons is, kom ek onderbreek jou weer. Kom ons maak dit saggies vir jouself, want jy het nou gesê op die uiteinde en ek kan my dit goed voorstel dat na 'n gesprek of dalk na 'n gesprek soos hierdie dat 'n mens ook intens moeg kan wees of kan word. hmm, Ek kan dit goed verstaan. Ek wil graag hê jy moet op 'n rustige, mooi manier vir my 'n bietjie vertel van jou kat Sammy. Want jy sê die dis 'n werklikheid, goeie jy's vraag. jy sê ek het dit vir myself neergeskrywe, want die werklikheid is dat kanker jou baie ek het die 3 baie's gesê, jy nie. Ek sê dit nog 'n keer, baie hartseer maak. Maar Hmm. dan sal my kat Sammy langs my kom lê en dit laat Ah, my glimlag. ag nee, ek vrek oor hom. Moet ek hom gaan haal vir jou? Ja, doen so. Hy kruip so weg in 'n boks. En hier is Ek weet Sammy. waar hy Ek van. gaan Sammy sien. Hier is Sammy op beeld, pragtig. Ah, ja, so Pragtig, hy's 'n wit en swart kat. pragtige beeld. Ah, Sammy. ja, nee, hy's 'n dikkerige kat en leierig, maar jy weet, ek voel net hy weet wanneer ek hartseer voel Mhm. en hy lê by my en dit is miskien 'n bietjie aansteeklik want partykeer wil ek nie uit die bed uit klim nie want hy lê so lekker by my. Ja, ja. Maar om daai groot sagte lyf te hê by my maak my baie rustig. Wil jy sê dat die realiteit is dat jy konstant van jou dokter te hore kry dat jy het 2 of 3 maande om te lewe. Dat jy lewe altyd met hierdie konstante herinnering van jou dokter wat vir jou sê, hier is die balans van vandag. Dit is hoe ver ons trek. Dit is wat die prognose is. En dat jy dus tog ten spyte van die goeie en die positiewe en die hopelik die positiewe reaksie van jou liggaam teenoor die chemo dat jy konstant tog nog steeds en vir altyd in vrees lewe. Ja, so dit is mooi gesê. Jy weet regtig nooit wat's die volgende probleem. Mhm. As dit nou byvoorbeeld met my ek spring nou 'n bietjie maar met my tweede chemo het ons hier op die einde die dosis laer gemaak want ek kon emosioneel en fisies dit nie meer vat nie. Ja. En jy het altyd daai risiko van hierdie verlaging van dosis of verandering of hierdie breek
het jou opgemors. Dit het versprei na jou longe toe of na jou lewer toe. En dis baie dis 'n moeilike realiteit om mee te leef. Deel van die stryd is die chemikalieë en ek Hmm. kan dit ook letterlik voor my sien, die mannetjies wat uitgaan met die pistole en gaan skiet in jou binneare en Ja, hierdie selle wat so verdubbel word te gaan kop afkap. So 'n fisieke oorlog wat plaasvind aan die binnekant van jouself en aan die ander kant is daar die emosionele, die byna geestelike. As jy dit op 'n skaal vir my moet kan plaas, die wetenskaplike, fisieke, chemiese en aan die ander kant die geestelike, emosionele. Uh hoe weeg hoe lyk daai skaal? Johan het eintlik so oor dit gepraat. Hy het gesê ek gaan worry en uitfigure wat is die beste behandeling vir jou en ek gaan al hierdie goed doen vir jou. Dis die wetenskapper, ja. Yes. Jy moet vir my emosioneel veg. Ja. Ek kan nie daai doen nie. Ek sal vir jou 'n sielkundige kry, ek sal hierdie ander medikasie vir jou kry, maar jy moet self Ja. hierdie doen. En ek dink dit het my so baie gedra om emosioneel myself te probeer regmaak en sterk maak en op te pomp om dit voel 'n bietjie makliker Ja. dan Ja. om lank in die bed te lê. Ja. Want as jy byvoorbeeld soos ek het al 'n paar keer in die ICU gelê. Jy's pap, jy's moeg, jy lê in die ICU vir 'n rede, maar jou gedagtes werk nog. En om emosioneel sterk te wees vir my was steeds verskriklik. Ek het gehuil en ek was sleg, Ja. maar ek het altyd probeer wat ek vir myself gedoen het, is ek probeer 'n teken maak van hoe ek wil voel. Wat is my waar wil ek wees? En elke dag probeer ek streef na daai. Ja. Hallo, ek gaan nie in 'n week net so voel nie. Maar ek probeer myself daar druk, maar ek probeer ook myself nie te erg te druk nie, want dit is 'n baie emosionele en moeilike tyd. Ja. So Jy moet dan nie alhoewel moet jy die emosies laat gaan. Ek kan my voorstel jy moet jouself die emosies kan toelaat, maar aan die ander kant moet jy ook baie bewus anker soek waarop jy kan staat maak. Ek kyk nou hier op my stukkie papier, jy skryf en dit het my nogal geraak. Ek kyk deur my kamervenster na my pragtige tuintjie met die pink blomme. Ja, Dis daai tuintjie waarvan jy praat. ek kyk nou na dit. Ja, en jy skryf ook dat jy staan onder die stort en dan praat jy met God. Dis die ander kant. Dis die nie wetenskaplike kant nie. Vertel my daarvan. My gebed altyd is net ek wil rustig wees in my siel, my emosies. Ja, my lyf kan pyn en naar wees en wat ook al, maar ek wil rustig wees, want wat my ma en pa al so dankie gesê het vir my is hulle is baie dankbaar dat hulle nie hoef te beklei en teen my te probeer werk om my te help nie. So ja, ek sal emosioneel wees of wat ook al, maar ek sal nie hulle skop en skree en uitskel oor hulle nie. Ek sal skop en skree omdat ek kwaad is en moeg is van hierdie chemo. En 'n ding wat ek probeer net myself te soos aanvaar om te sê ek het kanker. Dis 'n feit. Ek gaan sleg voel. Dis 'n feit. Maar daar's so baie ander goedjies wat ek kan doen in my goeie oomblikke. Want jy het altyd 'n goeie oomblik. Soos met my stryd hierdie jaar. Ek het 7 maande, ek het 40 chemos gedoen. Ek het geleer om tuin te maak. Ek het geleer om naaldwerk te doen. Ek's besig om te programmeer. Ja, ek lees eers jy skryf dat jy maak jou eie broeke want jy het baie gewig verloor, as ek reg is. Ja, nee, nou maak ek baie broeke. En dit is vir my so lekker want ek het ervaar dat my
my stokperdjies van die verlede, sport, stap, skool is maar nie op hierdie oomblik iets wat ek kan Nee. doen. Is die mooie dan nie eintlik in 'n sekere sin dat jou lewe jy haal meer waarde uit dit wat ons ander mense wat dalk nie met kanker lewe nie, wat gesond is en Nie. gaan goed met ons, wat ons nie eers meer raak sien nie. Dat jy lewe meer intens die positiewe, die mooie en maak dit deel van jou lewe. Ek probeer elke liewe oomblikie te leef. Ja. En dit is wat ek regtig probeer het met my 4 maande van remissie. By die skool by DF Malan, dan het ons die ding genoem die MTBS en dit is so groot interskole en die 4, die 4 skole doen flashes. So dis so groot blokke. Dit lyk soos 'n ou televisie wat jy het. Ja. En ek kon nie deelneem aan daai op en af spring van die flashes wat ons dit noem nie. En ek kan nie deelneem aan die atletiek nie. Maar waar kan ek by deelneem? Ek het gehelp by die oefeninge van die flashes in die oggende. Ek het die aand in die aand so ons geesaande en dan so ons al ons medleys sing en ek het die PowerPoint gehardloop. Ja. By die atletiekdag het ek kon nie hardloop nie, maar ek is die hoof van die noodop en ek het my eie langafstand gedoen met gevoel soos 'n hospitaal. So ek het regtig probeer myself sê ek kan nie hierdie goedjies doen nie, maar daar's ander dele waar ek kan betrokke by word. Jy praat ook in baie mooi terme en dit raak my ook baie diep oor die dankbaarheid waarmee jy lewe. En ek moet jou eerlikwaar sê, ek het nou aan jou genoem dat my kleiniggie dis in dieselfde oorlog as jy sit. Dis dat ons in die familie dis ook besig is omgaan met hierdie tema. En ek het al 'n paar keer vir haar 'n berigie gestuur. En as ek dit nog nie onlangs weer gedoen het nie, moet ek dit weer doen van dat in 'n sekere sin het sy my heldin geword. Want sy laat my ook sien die waarde van lewe. Die mooi van lewe. En jy weet as jy alles het en jy is gesond en dit gaan goed met jou, dan raak jy ook blind vir dinge, dink ek. Definitief. So dit is maar hoe jy daarna kyk. Die dankbaarheid, en jy skryf dit ook dat jy so dankbaar is dat jy bewus is van die feit dat daar ander mense is wat vir jou bid. Ja, nee, my weermag van mense wat vir my bid. Ek kan 'n voorbeeld gee vir die mense wat op video kyk, maar ek het hierdie geel bandjie. Ja. Hier sê moeg maar gees. Sê dit nog 'n keer is vir my Ruben, dit is die geel bandjies wat jy my sopas laat sien het. Ja, nee, so hierdie geel bandjies, so op dit het so 'n paar woorde genoem, moeg maar gees. Blykbaar het ek dit gesê die een keer vir een van my vriendinne. En een van hierdie tannies wat verskriklik betrokke is, sy bak vir my basies elke maand 'n koek om my verjaarsdag te vier, elke 26ste. En sy hou van praktiese goed. Hoe kan ek prakties vir jou wys? Ek bid vir jou. Ek saam met jou. En sy het besluit om hierdie leer geel bandjies te maak vir enigiemand. En dit was net haar manier om te sê, ons is saam met jou. En geel is die kleur van kinderkanker en ook vir sarkomas. En dit was nou mooi wat dit bymekaar gepas het en sy het nou hierdie spesiale ene vir my gemaak wat nou sê moeg maar gees. Moeg maar gees, pragtig gesê. Kom ons luister nou nog 'n bietjie musiek. Jou volgende musiekkeuse het my so klein bietjie verbaas, moet ek eerlik sê. Onbekend is die musiek vir my. Alles behalwe donker swaar musiek, sou ek sê, want ek het gaan luister. Sergio Mendes met Black Eyed Peas. En die titel van die liedjie wat jy gekies het, ek dink dis Portugees, is Masquinada. Masquinada. Nog nooit van gehoor nie. Wel geluister, so kan in die luisteraars verseker dat dit is 'n lekker liedjie. Die Masquinada
dink ek, vertel Google, vertaal my, beteken meer as niks. So, kom ons luister na Ja. Maski Nada van, nog 'n keer, Sergio Mendes. Dit was Maski Nada, soos ek reeds gesê het, meer as niks van Sergio Mendes, onbekende, nou nie meer onbekende kunstenaar. Een van Ruben se liedjies wat hy aanbeveel het, vrolik en positief en gelukkig. Ruben, op Ja. 16 November 2023 het jy volgens die laaste inligting wat ek van jou het en jy gaan my dalk hier korrigeer, jou laaste chemoterapie sessie voltooi. Ja. Jy's terug skool toe om jou graad 11 jaar aan te pak. Voluit en in my element haal ek jou hier aan, sê jy. In my kop was ek kankervry want ek sou eers na 5 maande weer 'n Hmm. skandering moes ondergaan, maar op 18 April 2024 het Ruben die skoknuus gekry dat die kanker weer sy kloue ingeslaan het. Hmm. Die keer op selfs meer aggressiewe manier. Nou, Ruben, ek weet werklik waar nie wat die situasie nou is nie en ons gaan daaroor praat, maar Hmm. hierdie herhaal van, hierdie terugkeer van die skoknuus en ek kan en die woord skoknuus sê dit baie proses in my kom die gedagte op 'n gevoel van wanhoopigheid, hou dit dan nooit op nie. Vertel my hoe het jy dit ervaar, hoe ervaar jy dit en hoe oorwin jy dit? Vir my was dit aansienlik erger want nou moet ek dit weer doen en dit was nie 2 jaar later nie. Ek was skaars besig om sterker te raak. Ja. Ek dink eens ek het gewig ooit opgetel in daai 4 maande, 5 maande se tydjie nie. En dit was net regtig moet ek hierdie weer doen. En vir my jy was nie meer naïef nie. Jy was nie ek weet nie wat gaan gebeur hier. Ons kan nou optimisties wees en Ja. ja, dit was nou en toe Johan vir ons vertel het, dit het gevoel soos hierdie siek grap wat hy maak, maar dit Ja. was waarheid. Ja, emmer koue water. Ja, ja. En dit was so ja, byvoorbeeld my kanker het gesit. Jy weet waar jou stytjie is, jou sterkie been. So dit het basies 'n groot drukkie gegee. Ja. Vir dit die kanker. En op daai stadium was dit onopereerbaar. Genadiglik was dit nog nie op 'n baie belangrike orgaan nie. Ja. Ja, dit het 'n bietjie aan hierdie aar en daai aar en op daai senuwee bietjie gedruk. Ja, ja, ja. Maar steeds was dit nie 'n doodsvonnis nie. En Johan was soos, okay, hier is nie baie goeie nuus nie en ek gaan nou baie navorsing moet doen. En ons gaan na huis toe en ek huil verskriklik want soos ek gesê het, ek weet wat gaan gebeur. In hindsight het ek nie geweet wat gaan gebeur nie, maar dit was hierdie aaklige gevoel van al daai harde werk van laas jaar, al daai uitmis op skool, op lewe is net verniet en ek moet nou weer begin. Ja. En ek was net so, dit was toe ek begin kwaad voel. Ek was so, hoekom moet ek alweer hierdie doen? En ja, ons praat weer met Johan en genadiglik genoeg 29 Februarie is daar 'n splinternuwe protokol uitgebring oor alveolare rhabdomyosarcoma relapse. So die ding wat spesifiek ek benodig, splinternuwe navorsing, die beste ding wat ek kan kry. En dis net 'n klein wonderwerk. En dit was maar aan die een kant, yay, maar aan die ander kant, moet ek nou weer al hierdie goed doen. En ek onthou, ek het vir my ma gesê, jy weet, mamma, na my eerste kanker, as ek weer moet kanker kry in die toekoms,
gaan daar nuwe navorsing wees want ek het 'n populêre siekte gekies. En my ma het gesê sy het so 'n slegte gevoel gehad in haarself van 4 maande, 5 maande. Hoe kan daar nuwe navorsing wees? Ja. Maar daar was. En dis net genade. En dit was 'n baie moeilike 7 maande, 40 kemos. Kan ek maar vertel van hoe dit. En so ek dink ek het so 3 weke na my diagnose het ek begin, want Johan moes al hierdie kemos inkry en navors en met allerlei onkoloë praat. En almal het gewys na dis die navorsing, dis wat jy moet doen. En ek het die oorspronklike protokol is dit van maandag tot Vrydag is dit chemo en dan jou volgende maandag doen jy 1 en dan is jy af vir 2 weke. Is daar oomblikke wat jy uitroep aan God? Waarom ek? Nee, ek het eintlik heel toevallig het ek oor dit gepraat gister met my dominee. En om eerlik te wees, ek het nie dit gevra nie. Ek het gevra ek het so baie goed wat ek wil doen. En kan ek net hierdie verby kry? Ja. Ek hou van om te dien. Dit is vir my baie belangrik. My Sammy, nee. In my 5 maande wat ek in my remissie was, het ek soveel as moontlik probeer doen vir ander mense. Ek het hierdie meisie uitgevra na die somerbal toe. En jy weet, ek het my bes probeer om 'n goeie oomblik te skep, want ek weet so baie mense het dit gedoen vir my. So om weer te begin met chemo en weer my hele lewe te pause, het so frustrerend gevoel. Ek weet daar is redes wat ek nie nou dadelik sal sien nie, maar vir my was dit soos regtig, ek het al hierdie goed wat ek wil doen vir mense. Ek het hierdie ek mos die hoof van noodop en ek en my juffrou wat die noodop doen het ons gesê hierdie jaar gaan die jaar van noodop wees. En ons gaan allerlei probleme probeer regmaak. En al daai is net verlore. Ja. En dit was die ding met my frustreer het. Dit is soos hoekom moet ek weer ek het al hierdie goedjies wat ek wil doen en dien. Ja. En hoekom kan ek nie hierdie doen nie? Ja. Dis waarna ek probeer kyk. Ek het aan jou genoem van my niggie wat dis in dieselfde stryd is as wat jy is. Sy die pragtige naam Zandalia. Baie mooi naam, Zandalia. Dit is 'n blom. Ja, ons noem haar Zia. Ek het vanoggend soos ek vir jou gesê het met haar gesels en sy het 'n stemboodskap vir jou gestuur. Wat ek so 'n halfuur, so 'n uur voor ons gesprek begin het ontvang het. En ek wil die graag met jou deel. Ja, dis hier kom dit. Dit is Zia, haar boodskap aan jou. Hi Ruben, this is Zia, and I just would like to let you know that you are the toughest person on the world. I know exactly what you're going through. I'm going through cancer as well, and I know it's not an easy thing to go through. Even if you're in remission, it's still tough. And you know, life always throws us curveballs, and it's always the strongest people that get hit the hardest. So I just want you to know that you're not alone in this. We're all fighting, even if it is not cancer. We'll all have battles, and some people make it through, and you're one of them. You are proving to people that you are definitely stronger than everything you're going through or have gone through in life, and this is not going to stop you. This is just going to make you twice as strong, and
as much as it's difficult for everybody or even yourself at times, and you want to give up and you're so tired, just know that everyone's rooting for you, everyone's supporting you, you're not alone, you're fighting with everything you have, and you will continue to fight. And I'm not really good at this. I always tell people that, I give them the information that I know. I tell them what I've been through. Doesn't mean everybody's journey is the same, but everybody has support. Whether it's someone you barely know, whether it's someone you just met, they are supporting you, they're rooting for you, they're praying for you, and you'll get through this. It's one step at a time, one day at a time, and nothing will bring you down. So I hope that you continue to fight and you continue to strive and be the person that you're meant to be, and you do well and you get better. Wat is jou drome? Ek wil net dankie sê vir dit was 'n baie mooi boodskap. Ek hoop jy verstaan Afrikaans. Maar Johan, dit is op hierdie stadium is dit moeilik om ver uit te droom en te hoop. Jy word so baie kere afgeskiet en dit is moeilik. Ek, soos wat ek genoem het, ek geniet baie biologie en om te werk met mense is vir my baie lekker. Op hierdie stadium wil ek steeds medies gaan swat, maar ek sal, soos wat ek gesê het, as dit nie my pad is nie, dan sal ek aanbeweeg en iets niets vind om te doen. Maar ja, nee, ek wil, die groot ding is, ek wil weer kom op die punt waar ek meer kan dien vir 'n persoon, vir mense, as wat ek moet weer gebruik vir vra. Wat wil jy graag hê moet jong mense en ek plaas die klem op jong mense weet van die stryd waarbinne jy jouself bevind? Ek gaan fokus op as jy 'n vriend is. Ek het hierdie gepraat oor ek het 'n onderhoud gedoen oor by 'n borskanker so 'n paar maande terug en wat baie gebeur met mense en wat hulle al baie vir my gesê het was is soos ek weet nie wat om te doen nie. Daar's 'n feit van ja, ek moet betrokke wees, maar ek weet nie wat is reg, wat is verkeerd nie. Ja. En wat ek wil vir jou sê is om niks te doen nie is die verkeerde ding. Ja. Om iets te doen, om 'n vraag te vra, om meer te leer is die regte ding. Ja. Jy gaan werklik nooit 'n slegte vraag vra nie. Moenie bang wees vir dit nie. En wat ek al gesê het was is soos jy hoef nie ure lank diep gesprekke met die persoon te voer nie. Jy moet net bewys vir die persoon dat hulle nie vergete is nie. Want daar is baie kere wat jy alleen in die bed sit en jy mag nie met mense interact nie, socialiseer nie. So dis 'n feit van kanker. Partykeer het jy daai oomblikke. Ja. Maar die oomblikke wat jy op jou foon is of jy vra vir iemand, hoe gaan dit? Dan wil jy hê dat daar ander mense is wat, ek kan weer met Ruben praat, of ek stuur nou die afgelope week 'n boodskap en hulle het nog nie geantwoord nie, want hulle is besig met chemo, maar op dag 8 antwoord hulle. Een van my goeie vriendinne, Lisa, sy sit in Durban. Sy is besig om daar goed te swat. En sy sal, ek dink weke lank vir my boodskap, 'n boodskap stuur en ek sal nie kan antwoord nie. Ek is emosioneel te swak, ek is fisies te swak. Ja. Maar die oomblik wanneer ek die krag het
is ek so dankbaar dat ek weet ek kan met haar praat en om praktiese voorbeelde te gee vir die mense wat luister. Um Stuur 'n dom foto van jy wat nou iets doen. Stuur 'n foto van 'n mooi blom wat jy gesien het. Letterlik, moenie nou op Facebook daai ek dink aan jou fotootjie. Neem 'n foto van jouself en 'n kat of wat ook al en stuur dit vir hulle. Ja. Om meer praktiese goed te doen van kos te gee. Joe, dit mense, so baie mense het ons gevoed en ek so dankbaar vir dit. Want ons kort kos. Om te sit by hulle by 'n chemokamer. Die slegste gevoel in die wêreld vir my is om alleen in die chemokamer te sit. Want ek sal 6 ure, 4 ure sit. En om iemand te hê wat daar is by jou help baie. Soos wat ek al gesê het vir my ma, ja, ek raak 'n bietjie moeg van julle twee. Maar om 'n vriendelike gesig te sien, jy hoef nie die hele 6 ure daar te sit nie, maar om 'n uurtjie daar te wees. Partykeer is hulle vas in die slaap of hulle voel nie lekker nie, maar om daai wete te hê dat iemand is daar vir jou. Ja. Jy is nie vergete nie, is so belangrik. Ons het min tyd oor Ruben. Ek wil 2 of 3 vragies nog hier inprop. In korte, wie is Marlo en wat sal jy graag vir Marlo wil sê? Marlo is net net daar aan die ander kant. En Marlo, ek kon net baie dankie sê. Ek ken jou al van 2020 en jy was die klein kort mannetjie. Nou is jy hierdie reus. En ek is so dankbaar dat jy langs my bed sou sit terwyl ek slaap en moeg is. Ja, jy praat nie altyd nie. Hy hou nie van praat nie, maar ek is so dankbaar dat jy deur dik en dun is saam met my. En dat ek voel regtig nooit vergete in wanneer ek dink aan ons vriendskap nie. Jy doen aansienlik meer vir my as wat ek vir jou doen en regtig baie dankie. Dankie dat jy my regterhand is op party dae en dankie dat jy saam met my sit wanneer ek baie sleg voel. Wat wil jy vir jou ma en jou pa sê? Julle twee is amazing. Daar is nie regtig woorde wat ek het om julle goed te beskryf van hoe baie julle geleer het en vir my gehelp het. Soos wat ons altyd sê, ons is praktiese mense vir Johan en wat ook al. En die hoeveelheid goed wat julle gedoen het vir my om my kamer te verbeter, my toe te laat dat ek hierdie tuin kan hê. Ek is verskriklik baie dankbaar. Dankbaar dat julle in die goeie oomblikke wat ek gehad het, soveel as moontlik ekstra goeie goed te doen vir my. Dankie mamma, dankie dat jy met my geslaap het in die ICU en in die hospitaal. Papa, dankie dat jy op en af geraai het. Ek kan nie genoeg dankie sê nie. En ja, ek is baie lief vir julle. Dit is ek sou regtig nie hier kon wees as sonder julle twee nie. Ruben van Rooyen, baie dankie vir hierdie gesprek. Baie dankie vir jou getuienis wat ek kon gelees het in lig. Baie dankie dat ek jou kon ontmoet. Ek wil vir jou sê baie dankie vir die mooi wat jy is. Dat jy vir ons uit jou eie woorde as ek het mag aanhaal, dat jy vir ons die blomme in jou eie tuin is. Baie dankie daarvoor. Dankie man. Dit kom goed. Ons sluit af met nog 'n musiekkeuse van Ruben. Weer 'n verrassende keuse. Portugal, is alles onbekend vir my. Portugal the Man, Tidal Wave. Ek het 'n mooi netjies hier vir my neergeskrywe. Ek het ook gaan luister. Verrassende musiek.
Ons gaan hiermee afsluit. Ruben, weer eens baie dankie vir die gesprek. Ek waardeer dit enorm en ek wens jou werklik waar net die mooiste toe. Baie dankie. Kom ons luister. Portugal the Man, Tidal Wave. En dan groet ons tot volgende week wanneer ons weer by mekaar kom. Baie dankie.